Nou onlangs het ek op 'n video gesê, toe sê ek Satan moet ons eers waarsku voor hy iets doen. En mense het toe na my toe teruggekom en gesê, maar hoe kan jy nou so sê? Wel, die Bybel sê dit, maar daar is 'n man wat dit ook sê, sy naam is David Wilcock. Nou dis die ou wat nou kastig onlangs selfmoord gepleeg het. Hy's een van daardie baie wetenskaplikes en studente van die paranormal, wat ewe skielik nou, hy's nou dood, sieskil, hy is nou ook selfmoord gepleeg. Nou ons weet daar's definitief iets aan die gang, want hulle probeer hierdie ouens doodmaak, en hulle het verdwyn, dit is al die laaste 3-4 jaar, en niemand stel belang om daarna ondersoek te doen nie, definitief nie die FBI nie. Maar kom ons kom terug na hierdie ding toe, dat Satan ons moet waarsku. Al hierdie agendas wat Satan op ons afdwing, moet hy eers toestemming kry by ons om dit te doen. So hy moet ons nou eers inlig, sodat ons dan nou saam met hom die pad kan stap. Ons moet daai keuse hê. Jy het keuse om reg of verkeerd te doen. Daarom kan God jou straf as jy die verkeerde keuse uitoefen. Nou ja, hierdie volk het 'n verkeerde keuse uitgeoefen in 1994, toe het hulle die swart kommunis oor hulle self aangestel, want hulle wou die cricketspan hou in Nieu-Seeland, in Australië, en ons moet nou rugby kan speel teen die hane. Die volk, hierdie blanke boerevolk, het hulle lot oorhandig aan die swart kommunis, aan die Illuminati, aan die vrymesselary, aan die Jood. En dit is wat jy daarvoor kry. Daar's nie werk nie, die potholes raak groter, die provinsiale hospitale het min of meer ineengestort, die land is in 'n gemors. Maar, ons het geweet wat kom, ons is gewaarsku, die Bybel het gewaarsku, daar was baie ander mense wat gewaarsku het, die inligting was beskikbaar, en die volk het nog steeds gekies vir die Satan. So nou regeer die Satan Suid-Afrika, nou moet ons nie huil nie. Maar nou ja, kom ons kyk, wat sê Amos 3, vanaf vers 3. Sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Nou dis mos nou logies. Twee mense gaan ons nou nie saam die pad loop nie, voordat hulle nie ooreengekom het op watter pad en hoe gaan ons omloop en teen watter spoed ons gaan loop nie. Meen dit nou in 'n figuurlike wyse. Dit het te doen met politieke partye, dit het te doen met regerings, dit het te doen met misdaad, kerke, valse dogma, enigiets, alles werk op hierdie prinsip. Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. Dis God se wet. Dan gaan hy verder, sal 'n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal 'n jong leeu sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? Sal 'n voël in 'n net val op die grond as daar vir hom geen stryk gestel is nie? Sal 'n wip van die grond af opspring as dit glad nie gevang het nie? Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar onheil in die stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie? Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. So wat sê hy? Hy sê, ek het 'n wet, en die wet is, dat jy in kennis gestel moet word van al die onheile, al die dramas in jou lewe. God waarsku. Hy waarsku ons een en almal, hy doen dit deur drome en deur visioene. Meeste van ons almal droom, behalwe as jy in so 'n stadium is dat jy letterlik jou afgesny het van die geestelike, dan moet jy vir Vader bid dat hy vir jou leer in terme van drome, wat om te doen, sodat jy die regte pad kan volg. Daar's mense wat dit nie verstaan nie, want hulle is geestelik morsdood. Maar die skrif sê, dat hy sy raadsbesluite aan sy knegte en aan sy profete openbaar. En dit is hoekom ek ook met julle praat, want die raadsbesluite is aan my geopenbaar, ek verstaan die agenda, daarom praat ek met julle. Ek doen dit nie omdat ek lus en lekker het daaroor nie, ek doen dit omdat ek onder 'n verpligting staan. En so kry mense dit reg oor die spektrum. Daar is ook valse profete, dis hulle wat vir jou vrede verkondig. Hulle is vals. Hulle sê vir jou, daar gaan nie 'n hongersnood wees nie, en daar gaan nie 'n oorlog wees nie, hulle is vals. Die Bybel sê, dit is die valse profeet. Dit is jy om uitken. Die ander manier om hom uit te ken is wanneer hy profeteer wat nie in die skrif staan nie. Maar die meeste mense verstaan glad nie wat in die Bybel staan nie.
So ek het dit nou al met verskeie geleenthede met mense probeer praat. Hulle verstaan wat in Openbaring aangaan nie, verstaan wat in Daniël aangaan nie, verstaan glad nie van Jesaja nie, never mind Sefanja. Wat ek praat nie is van Micha nie. So, en dit is hoekom die predikante, die klomp Baalpriesters, nie die volk inlig oor wat kom nie, hulle weet ook nie wat daar staan nie. Hulle werk uit preekbundels uit, waar een of ander ou vir hulle 'n bundeltjie saamgestel het, en hy moet oor 'n versie praat vir 'n hele 40 minute. So hy doen nie skrif uitleg nie, hy het 'n preekbundel waarvan hy werk, en dan een versie, en daarom borduur hy hierdie morele lesie vir jou, en dan het jy pleister gekry vir jou seerplek, en dan stap jy uit Sondag, en dan die res van die week maak jy wat jy wil, want God is mos nou net Sondag daar, jy gaan hom net Sondag daar ontmoet, daar saam met die Baalpriester. Ja, en dit is hoekom die volk baie binnekort honger gaan slaap. Ons sien klaar waar jy in die diesel en die petrol gaan. Kan jy nou dink wat gaan gebeur met die kos? Maar die Bybel het dit baie duidelik voorspel, want hierdie volk het apartheid verwerp, hulle het rassisme verwerp, want rassisme is in die Bybel, jy moet dit net gaan lees, daar is daar, God is die rassis, hy is ene, maar ons wil dit nie hoor nie, want dit pas ons nie. Deuteronomium 23, gaan lees mooi. Wie mag in die vergadering van God kom, en wie nie daar mag kom nie. So, maar ons het dit verwerp. Ons het gesê, ons wil nie so wees nie, ons wil liefhebbers wees van die wêreld. So nou ja, dan is ons nie liefhebbers van God nie. En ons is baie lief vir die begeertes van die wêreld, veral hierdie hele idee van die natuurlike verkeer. Ons soek ook die genetiese modifikasie. Ons soek al hierdie onnatuurlike dinge, wat die Bybel sê is 'n gruwel in God se oë, dit wat die gevalle engele ingebring het, naamlik die genetic modification, die verandering van die geslag, al daai stories, kom daar van Satan af, maar hierdie volk het hulle self oopgestel daarvoor in 1994, nou ja, nou is ons kinders prooi. Ons is slagoffers van die stelsel, ons kry nie werk nie, ons sukkel ons water en ligte te betaal, ons het verarm in die laaste 30 jaar, almal, swart, wit, pink, blou en geel. Maar dis omdat ons die Satan toe verkies het, ons het die apartheid verwerp, dan is dit so, dan moet ons nie huil nie. Maar hierdie beginsel wat ek nou vir jou gegee het, is iets wat David Wilcock dan ook oor praat. Ek gaan sy video hier bysit, dan kan jy nou luister uit iemand uit 'n ander oord uit, iemand wat nie noodwendig 'n Bybelperspektief het nie, maar wat 'n baie goeie perspektief het van die okkulte en die paranormal. En hy gee vir jou 'n baie interessante stukkie nuus, 'n les wat jy maar kan ter harte neem. So alles wat oor ons kom, luister mooi, is omdat ons toestemming daartoe verleen het, ons het dit gekies. Dis aan ons voorgehou, toe het ons die keuse gemaak vir dit. En dan weet jy wat gebeur daarna, want die werke, jy word gered deur jou werke, nie deur jou geloof nie. Ek het 2 ure studie daaroor gedoen vir my groepe, het staan in jou Bybel. Jy word geoordeel en gered op grond van jou werke. So, jou werke wat jy dan nou gekies het, dit is dooie werke. En dit bring die dood mee, dit bring die bloedige revolusie meer, die slagting in die strate, die hongersnood, die drama, die krisisse, alles bring dit voort, maar ons het die keuse daarvoor gemaak. So nou kom die strafgerig. So, God gaan 'n strafgerig oor die aarde bring en hy het dit reeds begin doen. Die tyd is verby, die profetiese tydlyn het uitgespeel, ons is in die laaste 3 jaar, ek het 'n video daaroor gemaak, 2026, 2027, 2028, en nee, dit is nie die wederkoms nie, nee, daar is nie 'n wegraping nie. En as jy, ek het baie daaroor gepraat, jy is nou by die belofte van die wederkoms, naamlik die verwoesting van die aarde. So ons is op pad na daai punt toe. Derde wêreldoorlog en die totale verwoesting van die aarde, en min mense bly oor. Luister gou wat sê David Wilcock. One of the things that I learned from whistleblowers from the cabal itself is that they have to work within something they call the rules. And this is very, very important. The rules are a body of spiritual principles that they must follow in order to be allowed to exist. Now, what do I mean by allowed to exist? I mean that they are aware that there are benevolent forces that will prevent them from achieving their goals unless we give them permission to enslave us. Ultimately, the universe is intelligent, alive, and conscious, and it is benevolent. It is a benevolent consciousness.
That consciousness does not allow the negative to succeed unless it is invited. So the Cabal has made a science, a very elaborate science, out of studying these arcane, occult, magical principles that allow them to get away with what they do. So they have to put out everything that tells you who they are in music videos, in these Super Bowl halftime shows, the Grammy Awards ceremonies. They're out there showing you the truth. This is what people are going to have so much trouble with once disclosure happens, is that these people actually practice black magic, and they are very, very good at it.